In die nuus, 3 moorde ruk die Wes-Kaap. Die ANC vergader vandag om oor Cyril Ramaphosa se toekoms te besluit en die oorlog in Iran bedreig Suid-Afrika se walvisse. Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dis Dinsdag 12 Mei en hier volg jou nuusbulletin. 3 mans, onderskeidelik 21, 23 en 32 jaar oud, is gisteroggend in die Green Park informele nedersetting in Mfuleni vermoor. Hulle liggame is kort voor 11 uur die oggend naby mekaar voor 'n sinkhuis gevind met veelvuldige steekwonde. Die provinsiale eenheid vir ernstige gewelddadige misdade ondersoek die voorval, maar geen arrestasies is nog gemaak nie. Die ANC sekretaris-generaal Fikile Mbalula het 'n spesiale nasionale uitvoerende komitee vergadering van die ANC vir vandag in Kaapstad belê. Die vergadering volg op die konstitusionele hof se uitspraak dat die parlement se besluit om die onafhanklike paneelverslag oor die Phala-Phala-skandaal te verwerp ongrondwetlik was. Intussen het Ramaphosa gisteraand aangedui dat hy nie gaan bedank nie en dat hy beplan om die proses regtens teen te staan. Die Wes-Kaapse Weerdiens waarsku dat die provinsie deur ernstige storms getref word wat vlugte by die Kaapstad Internasionale Lughawe en George Lughawe ontwrig. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika bevestig lughawens bly oop, maar passasiers moet hul lugdienste kontak vir veranderings. 'n Reeks koue fronte bring skadelike wind, swaar reën en selfs sneeu met verskeie oranje en geel vlak waarskuwings wat tot Dinsdag vandag in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en dele van die Noord-Kaap van krag is. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het intussen aangedui dat alle skole in die provinsie vir vandag 12 Mei gesluit sal wees weens die strawwe stormweer. In Mitchells Plain is 'n man Vrydag in hegtenis geneem nadat hy hom as 'n veearts voorgedoen en diere onwettig behandel het. Die dierebeskermingsvereniging het op die perseel in Portlands toegeslaan en 2 Amerikaanse bulhonde gekonfiskeer. Inspekteurs het die honde aan kettinge aangetref en daar's beweringe van wrede en onbevoegde mediese behandeling. Die polisie se misdaadintelligensie hoofgeneraal-majoor Feroz Khan is maandag saam met die Valke se hoof in Gauteng, Ibrahim Kwatwa en Tariq Downs op borgtog van R20.000 elk in die Kempton Park Landdroshof vrygelaat. Die 3 staan tereg op aanklagte van die besit van edelmetale en regsveruideling. Die saak is tot 14 Julie uitgestel vir verdere ondersoek nadat Khan se woonstel in Houghton Sondag deursoek is. 'n Vermeende ontvoerder is in Empangeni deur die polisie doodgeskiet tydens 'n skietery. Die man was glo deel van 'n groep wat 'n Pakistaanse sakeman op 6 Mei ontvoer en 'n losprys van R200.000 geëis het. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het bevestig dat polisiebeamptes by verkrachtingssake in Pretoria betrokke is. Teen 31 Maart 2026 is 116 nuwe verkrachtingssake nasionaal aangemeld, waarvan 21 in Gauteng geregistreer is. Stasies soos Acacia, Brooklyn, Cullinan en Pretoria Wes is onder diegene wat in die verslag genoem word. Die direkteur beklemtoon dat hulle voortgaan om sake te ondersoek en dissiplinêre aanbevelings aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens te maak. Kuberkrakers het na bewering sowat R2 miljard uit Ekurhuleni Metro se faktureringsstelsel gesteel. Die Demokratiese Alliansie en die Vryheidsfront Plus beweer dat die Metro se stelsels gemanipuleer is deur onbeskermde Wi-Fi netwerke en spionasie sagteware te gebruik. Daar is ook kommer oor die moord op Mpho Mofole, 'n senior amptenaar wat by forensiese audits betrokke was. Opposisiepartye eis nou 'n onafhanklike forensiese ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid. 4 mense, insluitend 'n vlieënier en 3 Duitse toeriste, is dood in 'n vliegtuigongeluk naby Sossusvlei in Namibië. Die wrak van die Cessna 210 wat aan Desert Air behoort, is maandagoggend gevind nadat dit Sondag nie by sy bestemming aangekom het nie. Die direkteur vir vliegtuigongelukondersoeke, Philippine Lundama, het bevestig dat die vliegtuig uitgebrand het. Desert Air het sy meegevoel aan die families betuig en vra dat die publiek nie oor die oorsaak spekuleer nie.
Die Vryheidsfront Plus in die Vrystaat waarsku dat 'n tekort aan entstof teen bek en klouseer die provinsie se kalfseisoen bedreig. Jan van Niekerk, die party se leier in die Vrystaat, sê boere ly enorme finansiële verliese met een boer wat reeds meer as die helfte van sy kalwers verloor het. Die party doen 'n beroep op die Departement van Landbou om die inentingsproses te desentraliseer en boere toe te laat om self kuddes te beskerm. Die Kaapstadse onderneming ShipRaiser het 'n vennootskap met Takealot Fulfillment Solutions aangekondig om 30 minuut afleweringe in Suid-Afrika te fasiliteer. Die stigter, Sahil Afriya, sê die platform bied aan kleinhandelaars toegang tot vinnige logistieke oplossings deur middel van 'n intelligente infrastruktuurlaag. ShipRaiser het vroeër in Mei 'n belegging van R44 miljoen van Norsken 22 ontvang om sy bedrywighede uit te brei. Passasiers van die skip MV Hondius, wat deur 'n dodelike Hanta-virus uitbraak getref is, het maandag in meer as 20 lande geland vir kwarantyne. Die Wêreldgesondheidsorganisasie bevestig dat 3 passasiers dood is en 6 ander behandel word. 'n Britse man wat in Johannesburg in die hospitaal opgeneem is, toon tekens van verbetering. Die skip het die Kanariese eilande verlaat en is op pad na Rotterdam. President Donald Trump sê die Iran-wapenstilstand is op lewensondersteuning nadat hy 'n voorstel van Teheran verwerp het. Trump het ook voorgestel dat die federale belasting op brandstof tydelik opgeskort word om brandstofpryse te verlaag. Intussen bly die straat van Hormuz gesluit terwyl Iran voortgaan om eise te stel vir die opheffing van sanksies en die beëindiging van die oorlog in Libanon. 2 polisiebeamptes in Suid-Florida het 'n lastersaak aanhangig gemaak teen die akteurs Ben Affleck en Matt Damon se produksiehuis Artists Equity. Die beamptes beweer dat die fliek The Rip te veel werklike besonderhede van 'n 2016 saak gebruik wat hulle in 'n slegte lig stel. Die produksiehuis se prokureur argumenteer egter dat die fliek 'n fiktiewe verhaal is en nie spesifieke persone uitbeeld nie. Google het maandag aangekondig dat hy 'n kriminele groep verhoed het om kunsmatige intelligensie te gebruik om 'n onbekende kwesbaarheid in 'n maatskappy se digitale verdediging uit te buit. Die maatskappy sê dit is 'n teken dat kuberkrakers toenemend KI gebruik om vinniger in stelsels in te breek. Google het die betrokke maatskappy in kennis gestel en die aanval gestop voordat skade aangerig kon word. Wetenskaplikes waarsku dat die verandering van skeepsroetes om die Midde-Ooste te vermy die risiko van botsings tussen skepe en walvisse langs die Suid-Afrikaanse kus verhoog. Professor Els Vermeulen van die Universiteit van Pretoria se walviseenheid sê die aantal kommersiële vaartuie wat om die Kaap van Goeie Hoop seil het byna verdubbel. Sy stel voor dat spoedbeperkings en aangepaste roetes in sekere tye van die jaar oorweeg word om die diere te beskerm. Tientalle Nigeriese vissers is vermoedelik dood na lugaanvalle deur Tjaad se weermag op Boko Haram skuilings in die Tjaad meerstreek. 'n Leier van die vissersvereniging sê meer as 40 mense word vermis. Tjaad se presidentskap het bevestig dat hulle intense lugaanvalle uitgevoer het as weerwraak vir aanvalle op hulle militêre basisse. Die Britse eerste minister Keir Starmer het maandag gepoog om 'n rebellie in sy party te besweer na slegte plaaslike verkiesingsuitslae. Starmer het gesê hy sal sy twyfelaars verkeerd bewys en dat hy nie sal bedank nie. Die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu sê hy hoop om Amerikaanse militêre steun binne 'n dekade tot 0 te verminder. In 'n onderhoud met die program 60 Minutes het hy gesê Israel ontvang jaarliks sowat $3,8 miljard aan Amerikaanse hulp. Netanyahu het erken dat die steun vir Israel in die Verenigde State afneem, veral weens die invloed van sosiale media, maar bly verbind tot die land se militêre samewerking. Ten laaste, pas op vir daai V-sign in jou selfies. Sekuriteitskundiges waarsku dat hierdie gewilde V-handgebaar in selfies jou vingerafdrukke aan misdadigers kan blootstel. Hoë resolusie kameras en kunsmatige intelligensie kan gebruik word om biometriese inligting van sulke foto's
te herkonstrueer. En kenners raai mense aan om hulle vingers te vervaag of digitaal te verwerk voordat hulle foto's op sosiale media deel om hulle digitale sekuriteit sodoende te beskerm. Nou ja, in 'n wêreld vol oorlog sit ons nou sonder die peace sign ook. Waaraan toe gaan ons? Groetnis.